in Tannie, ek het iets vir Tannie gebring. Oeh, lekker popcorn. Ek is so honger van al my werk. Ag nee man, hierdie proe nie lekker nie. Ja, maar dis omdat Tannie nou weer baie te haastig is. Ek was by die winkel gewees, Tannie, en ek het bietjie vir ons soute en goed gekry vir die popcorn, maar daar's verskillende soute. Ja. Kyk net hierdie Tannie, so lekker, daai's net sout. Okay. Want Tannie is nou weer te haastig. Hier het ons lekker cheese en lekker chutney. Dit lyk sommer lekker, dit voel vir my of ons by die fliek is. Ons gaan nou kyk. Maar ek dink hierdie popcorn kort verseker bietjie van hierdie lekker sous. Ja, Ek nee. love die cheese sous. En hierdie gewone sous. Baie dankie. Ek dink hierdie gaan 'n baie lekkerder proe. Popcorn is altyd lekker. Dis lekker. Maar weet jy nie wat? My mamma sê, jy moet 'n knippie sout bygooi. Maar sout is mos sout. Maar jy kan nie te veel bygooi nie. Want as jy te veel bygooi dan is dit te sout en dit gaan ook nie lekker wees nie. So jy kan nie sout hê nie, maar ook nie te veel nie. Daar's net hierdie lekker plek waar jy sout kan ingooi. Wel, okay, maar Tannie, daar in die Bybel staan 'n sekere versie. En daar staan dat as die sout laf geword het. Maar Tannie, ek verstaan nie daai nie. Hoe word sout laf? Okay, daar Kan hy lag? Kan hy sout lag? Jy kan nie. En van nie wees. Nee, so love weet, ons sê mos as 'n maatjie lekker verspot is of klomp jokes maak, dan is hulle love. Maar dis nie wat dit beteken as ons sê sout het love geword nie, nê? So om te weet wat dit beteken en wat daai versie van sê hoekom sout love geword het, moet ons weet wat is sout voor gebruik in die Bybelse tyd, nê? Hoekom se praat daar dan van waarvoor sout gebruik is en hoekom sout love word? So kom ek vertel 'n bietjie, nê, waarvoor sout gebruik word. Miskien het van ons kinderkerkmaats dit al gehoor, dalk nie. So sout in die Bybelse tyd was eintlik baie belangrik en baie waardevol geweest. Sout was so belangrik en so waardevolle mineraal. Hulle het tot mense soos die Romeinse soldate betaal in sout. Sjoe. So as hulle nou werkie gedoen het, sê hulle dankie vir jou werkie, hierso is vir jou sout. So ek sou nou baie ryk gewees het, Jy Tannie. sê, weet jy wat is die naam vir sout in Latyn? Salarium. Ja, salarium en salarium lei ons die woord salaris van af. So dis hoe ons weet sout was baie waardevol en mense is daarvoor betaal. Maar sout het klomp goed gehad waarvoor dit gebruik is. Dit was nie net om oor popcorn te gooi nie. Eintlik het hulle dit nie eers oor popcorn gegooi nie. Hulle het dit verseker in hulle kos gegooi om kos smaak te gee. Hulle het sout My mamma gebruik. praat van knypies. Ja, 'n knypie sout. Hulle het ook net 'n knypie sout in hulle kos Okay. gegooi, maar hulle het ook sout gebruik om wonde skoon te maak. As iemand 'n seerplek gehad het, dan het hulle die sout, omdat dit so goeie suiwer mineraal was, gebruik om daai seerplek skoon te maak. So my seerplek sal skoon wees en gesond word. As jy dit sout kyk, dit gaan 'n bietjie brand. Gaan 'n bietjie brand, maar hulle het dit skoon gemaak. Hulle het sout gebruik om kos te bewaar, om te keer dat kos vinnig vrot word. Weet jy, ons doen dit ook vandag nog. Kan jy raai met wat? Nee, Tannie, ek's nou nie so slim nie, ek's net 'n mieliepit. Dis met 'n ander lekker Suid-Afrikaanse snack. Kom ek gee jou 'n hint. Biltong, Biltong, ja. So ons laat biltong in sout lê en klomp ander speserye en dan word dit droog. So dit keer dat daai vrot word. So dis waarvoor hulle sout gebruik het. So sout was baie cool in die Bybelse tyd. Dit is in kos gegooi, dit het wonde skoon gemaak, mense is betaal daarmee en dan het dit gekeer dat iets vrot raak. Okay, maar dit klink darm al baie lekker, Tannie. En ek moet so spring soos popcorn en dit maak net die lewe lekkerder. Dit maak die lewe lekkerder. Maar nou, jy het nou gevra hoekom het Jesus gesê in daai Matteus versie van sout wat laf geword het. So dit het dan beteken dat die sout nie meer so goed gewerk het nie. Dit het nie meer so goed geproe nie, dit het nie wonde so goed skoon gemaak nie, dit het nie kos so goed bewaar nie. Die sout het dan verslaan, is die ander woord. So dit het nie meer so effektief gewerk nie. En dan het die mense daai sout wat nie meer so goed gewerk het nie gevat en net buite in die pad gegooi en dan het dit net maar daar op die pad gelê en het die pad hard gemaak. O, daai wat ek baie keer te veel sout en dan gooi ek dit net agter my. En jy gooi dit net daar. Nou
wat Jesus dan nou as hy sê vir die mense daar, so julle is die sout vir die aarde, nê? Dan sê hy, julle moet wees soos sout is, julle maak goed beter, julle laat kos beter proe, so sout kos beter laat proe, of wonde genees, of goed bewaar. Dis hoe ons as sy kinders moet wees. Ons moet die aarde, die wêreld, die lewe, nie net vir onsself beter maak nie, maar vir ander mense beter maak. So ons moet sout van die aarde wees, Tannie, want met Jesus is alles beter. Met Jesus is dit beter, en as ons so in die wêreld gaan leef, dan maak ons dit ook vir mense beter. Maar dan waarsku Jesus, ons moenie so sout wees wat verslaan of laf word nie. En dit beteken dan, as ons nie so lewe, dat ons vir ander mense Jesus se liefde wys, of dit vir ander mense beter maak nie, dan is ons mos so sout wat nie werk nie. Ja, so ek moet net mooi lekker sout wees hier op aarde, en vir almal net vertel van Jesus. Ja, presies. So, as Jesus sê, wees die sout vir die aarde, maar moenie laf wees en verslaan nie, dan sê hy, doen wat julle moet doen, sodat mense my liefde kan sien, en mense se lewe beter kan wees. Weet jy wat 'n voorbeeld daarvan? Ja, want partykeer is die lewe baie bitter, Tannie. Ja, dit kan sleg wees, dan kort dit 'n bietjie sout, né? Ja. En dit kort 'n bietjie liefde en goeie goed en dinge wat dit beter maak. So sê net maar by die skool, as jy sien 'n maatjie kom daar aan wat 'n slegte dag gehad het. Ek het al so dae gehad. Ja, dan het jy vergeet om jou huiswerk te doen. Altyd. Ja, en dan voel dit nie baie lekker nie, want dan is daai juffrou of daai meneer rarig so Dan kry ek 10 van die bestes, Tannie. Ja, so al wat jy dan 'n bietjie nodig het, 'n bietjie sout, nê? Bietjie sout op jou gaan gooi. En weet jy wat is daai sout as mense 'n slegte dag gehad het? Is om 'n drukkie te gee. Oh, dankie dan. Dit gaan oukei wees. En dan om te sê, kan ek jou help? Kan ons saam huiswerk doen, of kan ek jou help om dit wat jou dag sleg gemaak het beter te maak? Dit klink vir my wonderlik, Tannie. Tannie het my baie geleer. En dit was so lekker om met Tannie te gesels oor popcorn en sout. Ek sal nooit sout vergeet nie, Tannie. Nee, wel, ek het nou geproe daai popcorn sonder sout en dit was nie lekker nie. Maats, julle kan dit gaan try. Maak popcorn, moet nog nie sout opgooi nie, vat 'n happie. Jy gaan agterkom, dit kort sout. Net soos die lewe en die mense in ons lewe Jesus kinders nodig het, wat dit lekker en beter maak. Deur liefde, deur om te gee, deur mekaar te help. Ons moet die sout wees wat die lewe lekker maak. Ek gaan die sout wees hierdie week en ek gaan die lewe vir almal lekker maak. Dankie, Tannie. Dankie vir my popcorn poppie, dis baie lekker. Tannie, ek dink ons moet bietjie bid. Okay. Sal ek vir ons Dan bid? gaan die lewe ook nog beter wees. Dit maak dit ook beter. Ja. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons leer van lief wees vir mense, van lig wees vir mense, van sout wees vir mense. En op daai manier net U goedheid en U liefde vir mense uit te leef. Help ons om dit elke dag te doen, dat ons met vreugde lewe, dat ons omgee en dat ons die lewe net baie bietjie beter maak vir ander mense. Soos wat sout, popcorn ook 'n bietjie beter maak. Dankie dat U ons gebruik en ons stuur in hierdie wêreld in. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ag Tannie, dit was nou so lekker om oor popcorn te gesels. My neefie, dit was my een neefie daai. Shame. Maar Tannie, dit was so lekker om te praat van sout. En ek het baie geleer. Maar ek sou maar nou lus om te spring vir Jesus. Maar Tannie, daar's oom Laurens. Hallo oom Ek dink hy Laurens. kan ons bietjie help. Gaan jy ons help? Hey, Tannie Michelle, Poppie, hoe gaan dit met julle? Goed en oom. Nee, lekker. Wil julle 'n bietjie sing? Ek hoor julle praat 'n bietjie oor popcorn en al daai goedjies. Ja. Die Tannie het my baie geleer daarvan, maar ek is nou lus bietjie vir oefening. So weet jy dat jy sout nodig het op popcorn wees. Ja, dan sit mos lekkerder. Ek is klaar lekker maar. Maar ek het vir ons 'n lekker liedjie. Is dit oom? Ja, kom ons sing die liedjie Popcorn. Ken jy hom? Dis my liedjie daai. Dis goed. Kom ons sing hom. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het my by die naam geroep.
maak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Jesus, ek lewe net vir U. Jesus, ek lewe net vir U. Jesus, ek lewe net vir U. Ons spring, ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn, want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Nog een, ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn, want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Wow! Dankie oom, dit was nou baie lekker. Dankie dat julle my geroep het om te kom sing. Maar Tannie Michelle, die fliek begin nou. So ons moet daar loop, ons moet Seker ons maak. Kan ek saamgaan? Ja oom. Ons is vir jou popcorn en sout. Yes. Bye. Bye.